Ons gaan nou aan met die reeks, die ongeluk van die voorspoed. En onthou jy, ons het gelees 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 16. En ons lees gou weer. Daarom gee ons nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Nou jy sien, hier is waar die probleem nou inkom. Omdat die mense die hele tyd bely en in voorspoed en materialisme betrokke is, word die innerlike mens nooit vernuwe nie. Maar die uiterlike mens word opgepof en opgetof en gemanipuleer in belydenisse in deur 'n kerk en deur 'n predikant wat van 'n kansel af staan en vir jou sê gee jou tiendes, doen dit doen daai. Jy sien, dit is 'n vreeslike ding daai. Jy sien, want die mense verstaan nie hoekom 'n Christen deur lyding moet gaan nie. En tog, die Bybel praat meer oor lyding en beproewing as wat hy praat oor geloof en voorspoed. Kom ons kyk 'n bietjie wat die Bybel vir ons hierso sê. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7. Maar ons het hierdie skat in erdekryke sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Nou kom ons stop gou daar. Dis 2 Korintiërs 4:7. Hierdie belydenisse wat die mense so doen, die nadeel van die voorspoed is, hulle wil iets uit hulle eie produseer, want daar word gesê dat dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wat dit gebruik sal daarvan lewe. Maar jy sien, die ding is met daai belydenis, 'n fantastiese belydenis. En dan sê hulle ook, en God sê in Jeremia 29:11, nee, ek weet wat se planne ek aangaande julle planne van voorspoed en nie teenspoed nie. Maar hulle vergeet twee verskillende baie belangrike dinge. Daai voorspoed was vir Israel wat in gevangenskap en in ballingskap was, en tweedens, dat daai verse wat hulle so bely van die woorde wat jy spreek, dit sê dit vir jou, jy moenie positief praat nie, jy moet net rein praat, jy moet suiwer praat, jy moet reg praat. Dit is nie 'n dogma, en soos enige iemand weet, Spreuke is nie 'n dogmatiese dokument nie. Jy kan nie 'n dogma of 'n godsdiens formuleer op dit wat in Spreuke is nie. Enige basiese teologiese Bybelskool sal dit vir jou sê. Jy kan nie 'n dogma bou op Spreuke en op Prediker en op Psalms nie. Jy kan nie 'n dogma daar bou nie. Maar nou vat hulle daardie en hulle bely dit. En dan bely hulle, ja, maar ek is die kop en nie die stert nie. Ek is voorspoedig in die stad en ek is voorspoedig in die landerye en my skure is altyd vol. Maar jy vergeet een ding. Die Here het dit vir Israel gesê, Deuteronomium 28. Die Here het dit vir Israel gesê. Hy sê, as jy die wet gehoorsaam, sal jy voorspoedig wees in al hierdie dinge. Maar as jy die wet van die Here nie gehoorsaam is, sal alles wat hierdie voorspoedig is vir jou, gaan dit vir jou teenspoed bring. Sien, wat is die vereiste hierso? Die wet van die Here. Jy moet die wet van die Here hou. Dan gaan jy voorspoedig wees. Maar wat doen die mense? Nou kom die heidense kerk, die wedergebore kind van die Here kwanshuis, en nou vat hy en sy alles van die Ou Testament wat vir Israel was, en hulle probeer dit van toepassing maak op die menslikheid. Hulle probeer die geloftes en die beloftes van Israel vat en op hulle van toepassing maak. Maar Paulus is baie duidelik daarop, dat hy is die apostel vir die heidene en ons het absoluut niks met Israel te doen nie. Hy sê in Hebreërs dat Israel eet nie van dieselfde altaar as wat ons eet nie. Israel het nie dieselfde toegang na God toe as wat ons het nie. Israel is 'n mens van die aarde. Ek is 'n persoon wedergebore uit God se saad, en daai saad is Jesus Christus. Ek is nie 'n Israeliet nie. Ek het nie nodig om die geloftes van Israel op my van toepassing te maak nie. Ek het nie nodig om die belydenisse van Israel op my af te dwing nie. Ja, ek is die Here wat jou genees. So ou nou het vir my gesê, ja, en geen bose wapen teen my gesmeed sal suksesvol wees nie. Ekskuus tog. Daai praat van Israel wat in die stryd ingaan om die afgodsdienaars, die Filistyne te vernietig, op probeer om vir Israel te vernietig. En hy sê vir hulle, die Here is 'n man van stryd en hy stry vir julle. Jy sien, maar die ding is wat ons nie verstaan nie, is dat ons as wedergebore Christene is dood in Christus Jesus. Ons het gesterf in Jesus Christus. Ons leef nie meer nie. Dis Christus wat in ons lewe.
So as dit Christus is wat in my lewe, is dit Christus wat die oorwinnaar is. Ek moet nie nog 'n oorwinning verkry nie. Ek het klaar die oorwinning verkry. Ek het nie nodig om die duiwel te bind nie, want Jesus sê die duiwel kan my nie aanraak nie. Die woord van die Here sê alles het nuut geword, die ou dinge het verbygegaan. So ek kan nie na die Ou Testament teruggaan en die belydenisse van die Ou Testament vat en van toepassing maak op my nie. Ek kan nie, dis onmoontlik. Ek kan nie, dis vir Israel. Dit is 'n belydenis wat gemaak is, wat vir Israel is, wat 'n nasie is van die aarde, nie iemand gebore uit God se saad uit nie. Verstaan jy wat Paulus hierso sê vir jou? Paulus sê hierso vir jou, maar ons het hierdie skat in erdekryke sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons uit nie. Wat Paulus vir ons hierso sê is jy moet verstaan dat die hele werking in jou is God wat deur jou en in jou werk. Dis nie God wat op die uiterlike en op die materiële en op die sienlike en die sigbare werk nie. Dit is God wat in Christus Jesus met jou werk, dat jy nie die roem vir jouself kan vat nie. Want die redding en die genade van God is Christus, is die lewe van Christus, en daardie lewe kom deur die kruis, en dit beteken ek word gelykvormig aan die dood van Jesus Christus op die kruis. Die Bybel sê vir my en vir jou, ek is gekruisig saam met Christus Jesus. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou in die geloof lewe, lewe ek uit die geloof van die Seun van God, sê die Grieks. En ek gaan nie die evangelie verlam maak nie, want hy het homself vir my gegee. Moet ek dit vir jou lees? Kom ek lees dit vir jou. In Galasiërs 2 vers 20, dat jy kan sien ek duimsuig nie hierso goeters uit my duim uit nie. Ek wil hê jy moet hoor wat sê Jesus hierso, deur Paulus, Galasiërs 2:20. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Daar is 'n dingetjie op die ek. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hoor jy, daar's 'n maar. Hy sê ek leef nie meer nie, maar die ene wat in my leef is Christus. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek van die geloof van die Seun van God. Kyk nou, die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat sê Jesus in Johannes 17? Vader, dat u mag weet dat u het hulle liefgehad net soos u my liefgehad het voor die grondlegging van die aarde af, en dat die heerlikheid wat u vir my gegee het voor die grondlegging van die aarde, is die heerlikheid wat ek aan hulle gee, sodat waar ek is, hulle kan wees, dat hulle saam met my die heerlikheid kan aanskou wat u vir my gegee het, want hulle het gekom in die alles oortreffende gewig van heerlikheid, omdat hulle in Christus Jesus van heerlikheid tot heerlikheid verander word, want ons spreek asof vanuit God uit, asof ons uit God se teenwoordigheid is, spreek ons in Christus Jesus. So sien jy, ons posisie is in Christus, die hemelse Christus, nie die aardse Jesus van Nasaret nie. Ons vastigheid is in Jesus Christus in die hemel, die lewende God in die hemel. Dit is hy wat in my lewe, en dit is hy wat God is, wat in my uitwerk, en dat dit alles van hom af is. Wat sê die Bybel? Hy sê, want dit is God wat in my wil en om te werk na sy welbehaag, dat ek nie in myself mag roem nie. Jy sien, dit is God wat in my werk om te wil en te werk. Jy sien, alles wat in my en in jou funksioneer, kom vanuit hierdie Christus in my. Want hierdie Christus in my en hierdie Christus in jou het die volheid van die Godheid liggaamlik in hom, en daai volheid van die Godheid het hy in ons geplaas, en sê hy is ons dus dan vervolmaak in Christus Jesus. Ons kom niks kort nie. Hy sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 1, ons kom aan geen gawe tekort nie, ons kom aan geen wysheid tekort nie, ons kom tekort aan geen woord nie. So waarvoor moet jy die hele tyd bely en bely en bely en bely en bely? Ek kom nie kort aan enigiets, ek kom nie tekort aan enige woord, aan enige wysheid nie, want Christus is voldoende. Christus, sê Paulus vir my, is die alles en alles wat alles met homself vervul. Luister, die alles en alles wat alles met homself vervul. Hoor jy? Christus vervul alles en almal met homself. Alles in
almal met homself. Nie dat my magtigheid en my kragtigheid uit myself is nie. Luister, dat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons uit nie. Daar word gesê, ja, maar jy moet geloof in jou geloof en jy moet geloof bely in jou geloof. Ek is jammer, ek bely nie my geloof en my geloof is pateties. Ek het nie 'n geloof nie. Ek het die geloof van Christus en ek bely wie Christus is en wat hy gedoen het. Dit is wat ek bely, want ek weet dit wat ek bely is wat hy vir my gemaak het, waar hy my gebring het. Ek is in hemelse plekke verborge in Christus Jesus en God en dit is waar ek is. En ek spreek in Christus, sê die woord van die Here vir my. Ek spreek in Christus, ek spreek vanuit die teenwoordigheid van God uit, want ek is uit God gebore, en ek spreek in uit opregtheid uit, want ek is in Christus Jesus in die hemel, en hy is in die hemel, en uit die hemel uit in my in. En hy wat God is die ene wat deur my werk, en hierdie God is sonder 'n definitiewe artikel in die Grieks, wat beteken dit is die triniteit van die Godheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat in die persoon van Christus deur my na buite toe werk. Ek het nie nodig om belydenisse te maak nie, want wat sê die woord van die Here? Jy moenie jou belydenisse vat en om God se verstand en siel gaan skryf nie. Hy sê God sal sy wette vat, en hy sal dit in jou gedagtes en in jou hart inskrywe, want Jesus het vir ons sy ewige heerlikheid en saligheid teweeggebring. Ek het nie nodig om my heerlikheid te probeer bely en te laat manifesteer deur emosionele opsweping nie. As jy kyk na die praise and worship wat in kerke aangaan, my liewe genade mense, dit is 'n absolute emosionele opsweping en na die tyd kom hulle net so leeg en by die volgende kom weer opgepomp te word, om weer pap gemaak te word, om weer opgepomp te word en pap gemaak te word, want alles dryf rondom die uiterlike, die sienlike, die fisiese, die materiële, die emosionele. Daarin groei jy nie. Jy groei in een ding en daai ding waarin jy groei is in die dood van Jesus Christus. Wat sê die Bybel vir ons? Luister, hy sê maar ons het hierdie skat in erdekruike sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, nie uit ons nie. En in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Hoor wat sê Paulus. Want gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, om sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Wat sê dit vir jou oor voorspoed? Hoor jy? Ons dra gedurig die doding van die Here Jesus in die liggaam om. Dit beteken ons dra voortdurend die resultaat van die kruis in ons liggaam om. Die werking van die kruis wat ons vernietig van ons vlees en die sienlike en die sigbare en die materiële, want hierdie kruis, hierdie doding van Jesus Christus werk binne in ons. Want hierdie doding van Christus hou ons dood vir die materiële, hou ons dood vir die wêreldse, hou ons dood vir die vlees, hou ons dood vir die sienlike en vir die sigbare, en hou ons lewend in Christus Jesus vir God. Want hierdie doding werk die lewe van Christus in my. En daarom sê Paulus, ons het 'n stryd wat ons altyd stry. Hy sê daar Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wie sal my verlos, my arme elendige mens van hierdie liggaam? Hy sê, maar ek dank my God deur Christus Jesus dat ek die oorwinning, maar daar's geen veroordeling vir my in Christus Jesus nie. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die dood en van die sonde. Jy sien Paulus sê, ek sien in my binneste die goeie wat ek wil doen, ek die slegte wat ek nie wil doen, want daar's altyd 'n stryd van die vlees teen die siel en die siel teen die gees. Daar's altyd hierdie stryd van die die tri-union mens, van die drie dele van mens, gees, siel en liggaam. Ek sê daar's 4. Ek sê daar's gees, siel, sin en liggaam. Daar is altyd 'n stryd, want weet jy, solank as wat jy in die uiterlik is, en solank as wat jy in die vleeslik is, en solank as wat jy in die sienlike en in die sigbare is daar altyd 'n stryd van die Christus in jou teen die vleeslike. Is daar altyd 'n stryd van die kruis van Christus wat in jou werk teen die boosheid van die duiwel en teen die boosheid van die vlees en teen die boosheid van die uiterlike en teen die boosheid van die verheerlikheid wat vergaan het. Jy sien, die wet sê die heerlikheid het reeds vergaan en is weggevat. Daai sluier is weggevat en die heerlikheid wat nou staande bly is Christus Jesus, die alles oortreffende heerlikheid.
Jy sien, jy moet die hele tyd bely en bely en bely, want jy het nie rus in Christus nie. Jy het nie toegelaat dat die kruis sy volle gang in jou werk en dat jy tot rus kom en tot dood kom in Christus. Jy wil nie hê die doding van Christus moet in jou werk, want jy het te veel afgode in die misterie, in die materiële. Jy het te veel afgode in die sienlike. Jy het te veel afgode in die tydelike. Jy het te veel bindinge met die tydelike. En jy so vasgehak aan die tydelike en aan die vleeslike, en jy so gemaksugtig in jou eie lewe, dat God moet net vir jou gee en gee en gee, maar jy vergeet jy's gelykvormig aan die dood van Jesus Christus. Al hoe jy kan kom tot die insig van die lewe van Christus, is nie dat hy alles vir jou doen en alles vir jou gee nie, dis nie groei nie. Dit is 'n babatjie wat die hele tyd melk soek en die ma moet die hele tyd vir hom melk gee. Dit is nie 'n kind wat leer loop en staan en val en fietsry en sy toon stamp en in dorings trap nie. Jy sien, asof jy die hele tyd gedra word en jou ma, en al is jy nou al 'n groot man van by die 60, 70, moet jou pa en jou ma nog steeds in 'n stootwandjie oral heen stoot en jy moet altyd haar so dit doen, want jy's te bang om seer gemaak te word. Met ander woorde, jy het 'n helikopter Christendom. God moet alles vir jou doen, want jy's te vrek lui om te groei in die dood van Jesus Christus in. Jy is te vrek bang dat die doding van Christus in jou werk, want jy weet as jy ingee tot daai doding, dan beteken die vlees en die uiterlike vir jou niks nie. Maar solank as wat jy die vleeslike en die uiterlike het jy 'n rede om in die wet te wees, en het jy 'n rede om die wet te gehoorsaam, en het jy 'n rede om meriete en werke te probeer doen om God se guns te wen, en daarom moet jy die hele tyd bely en bely en bely en bely en bely en bely totdat jy God se guns kry. Die Bybel sê jy's in ongeloof. Jy het nie in die sabbatsrus van Christus ingekom nie, want God het gesweer in sy toorn dat jy in sy rus nie sal ingaan nie, want jou siel het in ongeloof van God onttrek. Hy sê ons leef dus vanuit die geloof van Christus en nie uit die sigbare nie. Jy sien, maar jy leef so vanuit die tydelike en uit die fisiese en uit die tasbare uit. Jy vergeet dat daar is 'n lewende God wat deur die dood in jou wil werk, en is slegs deur die dood van Christus dat die lewe van Christus in jou inkom. En die doding van Christus werk die hele tyd in jou liggaam. Hy werk die hele tyd. Jy dra dit om in jou liggaam, sê die Bybel. Luister wat sê die Bybel. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om. Dit beteken die hele tyd in die liggaam is daai doding van Christus besig om te werk teen die vlees, teen die sienlike, teen die sigbare, teen die tydelike. En dit is hoekom jy die hele tyd moet bely en bely, en jy kan net nie bo uitkom nie, want jy het nog nie tot rus gekom nie. Wat sê die Here as jy nie tot rus gekom het nie? Het sy siel geen behaag in jou nie. Want jy vertrap die bloed en die kruis van Jesus Christus. Jy's nie bereid om deur die kruis te gaan nie, en daar sê die Bybel duidelik, ons is gekruisig saam met Christus. Ons leef nie meer nie, Christus leef in ons. Want hy het homself vir my oorgegee, want hy my lief gehad het, net soos wat God hom gehad het voor die grondlegging van die aarde. Maar die Here sê, die bewys van daai liefde kom in jou doding van die kruis, die doding van Christus wat in jou werk. Luister wat sê die Bybel. Hy sê, want ons wat lewe word oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Solank as wat jy in die tydelike en die materiële vashou en aan die sienlike en aan die sigbare vashou, kan die lewe van Christus nie in jou funksioneer nie, want dan laat jy toe dat die lewe van Satan en die lewe van Adam, die materiële, vleeslike, liggaamlike lewe in jou funksioneer, en nie die lewe van Christus nie. Jy sien, as jy deur die kruis gegaan het en jy word oorgelewer in die dood ter wille van Jesus Christus, dat hy die God is wat deur jou werk, dan kom die lewe van Christus tot openbaring in jou, dan groei jy. Want dan weet jy, my behoefte en my anker is nie in die tydelike nie, is nie in die fisiese nie, is nie in die sigbare nie, is nie in die materiële nie, is nie in geloofsbelydenis nie, maar dit is in my belydenis van Christus, die lewende God, sê die Bybel. As jy hierdie belydenis vashou van Christus Jesus, maar jy moet hierdie belydenis vashou, dat dit is Christus wat in my leef. Christus het my ewige saligheid gewerk. Christus het my vir ewige redding gewerk. Christus is die ene in wie God praat. Hy praat nie in profete en in tale en uitleg van tale en in allerhande ander gemorse nie.
Hy praat net in een persoon, dit is Christus Jesus, en Christus Jesus praat net deur die Heilige Gees met jou, en daar's niks anders wat van buitekant af inkom nie. As jy dink jou standaard van geestelikheid word gemeet aan jou uiterlike, jou materiële, jou fisiese, jou sigbare en die tydelike dinge, dan is jy op 'n verlore pad. Jy's in 'n verkeerde trajectory in, my vriend. Jy is besig om die Christus wat in jou is te ontken, want jy laat nie toe dat hierdie lewe van Christus in jou werk nie. Want hierdie lewe van Christus, as jy toelaat dat hierdie Christus in jou lewe, dan beteken dit jy moet sy kruis joune maak. Jy moet deur die dood van die kruis by Christus uitkom. Want Christus werk nie in die tydelike nie, hy werk nie in die sigbare nie, hy het nie 'n taak met die sigbare nie. Hy werk slegs in die Heilige Gees, en die Heilige Gees werk slegs in jou siel. En hy verwys slegs na die heerlikheid van Christus, nie 'n uiterlike gemanifesteerde heerlikheid van gevoelens en hoendervleisies en haartjies wat reg bestaan, mense wat val. Dis 'n bose ding, daai man. Maar jy besef dat hierdie Christus in my werk die alles oortreffende gewig van heerlikheid in die ewigheid in, want dit is hy wat in my lewe, dit is sy lewe in my, wat my lewe, sy lewe wat deur my funksioneer, en God wat deur hierdie Christus wat God is in my werk en funksioneer, weg van die tydelike, weg van die fisiese, weg van die sigbare. Jy sien, maar ons is te vrek sleg om die kruis te vat. Want ek weet die oomblik dat ek in die kruis gaan, dan gaan ek moet begin regop staan, sal ek moet begin groei, ek sal my twintjies moet begin stamp, ek sal in doringkies moet begin trap, ek sal moet begin val van my fietsie af, ja. Maar daar gaan nie altyd iemand wees om jou op te tel, daar gaan 'n punt kom waar die Here gaan sê, nee, wag 'n bietjie, kom ons bring 'n bietjie die tugtiging in. En dan gaan jy eers belydenisse maak, en dan gaan jy terug aan die sondebelydenis. Wat het jy gedoen? Jy nou so groot sondaar is dat die Here jou nou so straf. Klink dit bekend? Klink dit bekend? Weet jy hoekom? Want jy het nog nie besef wie Christus is wat in jou is, jy het nog nie besef wat hierdie lewe is wat in jou geopenbaar word deur die sterwing van die liggaam nie. Want jy weet, hoe meer jou liggaam uitgekwansel word en uitgebreek word en afgebreek word in die lewe, hoe sterker word die lewe van Christus in jou geopenbaar. Maar ons praat later weer daaroor. Nou ja, tot ons weer gesels, mooi bly, totsiens.